Goeiedag geliefde en welkom by dag 3 van ons oordenkings in die reeks Klein Dinge, Groot Verskil. Ons wil net weer eens sê baie dankie aan elkeen wat hierdie reeks help versprei, deur dit te deel, deur in te teken daagliks en net saam met ons te groei. Julle is deel van 'n beweging van mense wie se denke en lewens werklik verander. En ons is dankbaar vir elke kommentaar en ons dankbaar om te sien hoe God werk en jy is deel daarvan. Nou vandag skakel ons in op een van die belangrikste waarhede oor ons denke. En dit is die volgende, dat jou gedagtes is 'n strydveld en daar is 'n oorlog aan die gang binne ons gedagtewêreld. Wanneer jy oor jou gedagtes dink, sien jy dalk meer of maar net jou eie bekommernisse, jou vrae en jou vrese, maar as Paulus het spesifiek vir ons kom wys, dat in ons gedagtewêreld is daar 'n geestelike oorlog aan die gang, en spesifiek ten opsigte van wat ons glo. Dit is in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, waar hy die volgende sê. Ons is wel mense, maar ons veg nie op menslike maniere nie. Ons wapens in hierdie geveg is nie die van mense nie, maar hulle het die krag wat God gee om vestings te vernietig. Ons vernietig redenasies en elke hooghartige aanslag wat teen die kennis van God opstaan. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hierdie woord vesting, want hierdie vers is 'n mondvol en ek wil jou aanmoedig om net weer te gaan lees, maar wat is 'n vesting? 'n Vesting is 'n plek van versterkte verdediging. Dis 'n plek waar die vyand homself in hierdie konteks in jou gedagtes probeer vasmaak, nê? En dan bou hy dit klip vir klip oor jare, bou hy op deur leuns en teleurstellings en trauma of skuld. Is hy besig om hierdie goeters vir ons nou half hierdie leuns, hierdie vestings op te bou. Dis daardie innerlike stem wat fluister, ek is nie goed genoeg nie, of ek sal altyd vasgevang wees, of miskien God kan my nie gebruik nie, ek is nie goed genoeg om gebruik te word deur God, of ek weet nie genoeg nie. Maar hier is die goeie nuus. God het vir jou geestelike wapens gegee, vir jou en vir my, wat elke vesting kan afbreek. Elke keer as jy God se waarheid begin verklaar, sy waarheid oor 'n situasie, begin hierdie mure van daardie vestings kraak en dan val hulle breek af. Jy sê dalk ek het my kans gemis, daai leuen kom in. God sê, ek is die God van nuwe beginne. Jy sê dalk die volgende leuen, ek is te swak, ek kan nie gebruik word deur God nie, nê? Dan sê God, my genade is vir jou genoeg. Jy sê dalk ek kan nie verander nie, ek is nog altyd, ek sukkel aan mekaar met dieselfde ding. Dan sê God, ek maak alle dinge nuut. Geliefde, die vyand bou vestings, maar dis die gees van God, nê, wat hulle afbreek, en is deur sy gees wat ons reg kry. So, paar vrae miskien oor te dink, in watter area van jou lewe is daar dalk 'n vesting van leuns opgebou, daai dinge wat oor jare al klip vir klip, steen vir steen gelê is, nê? En dan, watse waarheid kan jy vandag oor God kies om daar teenoor te verklaar? Jy moet dalk gaan en daai leuen neerskryf, nê? As jy voel daar's 'n spesifieke leuen waarin jy vasgevang voel, nê? En dan wat jy doen is, jy gaan skryf 'n skrif of 'n waarheid van God teenoor daai leuen neer. En dan wat jy prakties kan doen is, jy kan elke dag daagliks hardop daaroor bid en dan spreek jy daai vesting aan, nê? Jy praat net teen dit. Nou ek het laasweek so vinnig genoem dat as ons die Here vertrou vir 'n woord en jy dalk 'n woord gekry, dan sê ek jy moet 'n skrif langs dit sit om daai woord wat God vir jou gee, dis nou laasweek so oordenkings en Sondag se boodskap, maar toe sê ek 'n praktiese manier om baie keer 'n skrif te kry is deur eenvoudig net daai woord te vat en sê, waar kry ek hierdie woord in die Bybel? Baie keer van ons, baie mense is skrifarm, hulle ken nie die Bybel so goed nie, so ek wil net aanmoedig, gebruik jy internet, gaan Google daai vers, miskien kry jy dit, maar net om af te sluit, jou denke, geliefde, is 'n stryd. Maar jy en ek, ons is nie weerloos nie. God het jou toegerus met wapens van waarheid, van geloof en van sy gees. Nou môre as jy weer saam met ons inskakel, gaan ons praat oor hierdie leë plekke waar ons nou die vyand se leuns uitdryf, nê? Daai plekke moet weer gevul word sodat die vyand nie weer daar kan kom bou nie. So ek daag jou uit om net môre weer saam met ons in te skakel hierso, maar vir nou kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens en dankie vir vandag waar ons weet dat Paulus leer vir ons dat daar is vestings wat die vyand gebruik. Hy bou dinge op in ons gedagtes en is deur God se gees, bonatuurlike Godwapens, God se geeswapens vir die leuns van die vyand afbreek in ons lewens. En daarom vra ek vandag, Here, dat u lig sal skyn, u lig van waarheid op hierdie vestings, op hierdie leuns, hierdie redenasies wat ons het teenoor die liefde van God, dat dit sal uitgewys word, dat dit sal expose word en dat ons dit sal kan aanspreek deur die krag
en die waarheid van God, Here. Ons bid dit vir u genade om so ons gedagtes te kom verhelder met u waarheid, met u liefde en met u genade, en deur geloof spreek ons nou die vestings in ons lewens aan. Dankie, Here, dat u vandag vir ons daagliks, in elke oomblik, elke dag, elke tree, wanneer ons hierdie goeders in die lig bring, gaan u dit aanspreek en dit gaan uit ons lewens uitgedryf word. Daarom bid ek vir die genade om dit reg te kry en die geloof om daarin te volhard. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, so baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.